Nou, en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekjie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat voel ek het te lank gewag om iets te sê. Dalk lê daar al lank 'n gesprek op jou hart, iets wat jy wou sê, maar elke keer het jy dit teruggehou. Miskien was dit 'n grens wat jy moes stel, 'n waarheid wat jy moes praat, 'n jammerte wat jy moes vra, of 'n enkele sin wat jy nooit reg gekry het om te sê nie. En nou, wanneer die dag stil raak, kom daardie gedagte weer terug. Here, het ek te lank gewag? Ons bly nie altyd stil omdat ons nie omgee nie. Partykeer bly ons stil omdat ons bang is vir die reaksie. Jy weet nie hoe die persoon dit gaan vat nie. Jy weet nie of dit rus gaan bring en of net nog meer spanning gaan veroorsaak nie. Partykeer is jy net moeg. Jy het nie krag vir nog 'n moeilike gesprek nie. Nog verduideliking, nog trane, nog konflik nie. En soms hoop ons maar dat die ding van self sal regkom. Maar dan gaan tyd verby en die woorde bly in jou hart vasgesteek. Vanaand wil ek jou sag herinner. God is nie klaar met 'n situasie net omdat jy nie dadelik geweet het wat om te sê nie. Hy is 'n Vader vol genade. Hy weet hoekom jy stil gebly het. Hy ken die vrees, die onsekerheid en die seer agter jou stilte. Hy weet ook wanneer dit tyd is dat iets nie meer binne in jou moet bly vassit nie. Spreuke 15 vers 23 sê, 'n woord op die regte tyd is baie goed. Dit beteken nie jy moet alles sommer net uitgooi omdat jou hart vol is nie. Dit beteken die Here kan jou help om die regte woorde op die regte tyd te gebruik. Want party woorde, wanneer dit met wysheid gesê word, kan genesing bring. Dit kan vrede oopmaak, dit kan 'n grens duidelik maak en dit kan 'n hart sag maak. Maar wanneer woorde uit seer, woede of paniek kom, kan dit maklik skade doen. Daarom is die eerste plek waar jy met daardie gesprek moet begin, nie by die persoon nie. Begin by die Here. Sê vir hom, Here, help my, wys my of ek moet praat, wys my wanneer, gee my die regte woorde, help my om nie uit my eie wonde te praat nie, maar uit vrede. Efesiërs 4 vers 15 praat daarvan dat ons die waarheid in liefde moet praat. Dit is so belangrik, want waarheid sonder liefde kan hard wees, maar liefde sonder waarheid kan maak dat jy jouself verloor. God wil jou help om nie hard te wees nie, maar ook nie bang te bly nie. Hy wil jou help om eerlik te wees sonder om lelik te praat, om sag te wees sonder om jouself stil te maak, om vrede te soek sonder om die waarheid weg te steek. Miskien is hierdie gesprek met jou kind, miskien met jou man of jou vrou, miskien met iemand in jou familie, 'n vriend, iemand by die werk of iemand wat jou seer gemaak het. Dalk moet jy sê ek is jammer. Dalk moet jy sê dit het my seer gemaak. Dalk moet jy sê ek kan nie meer so aangaan nie. Jy hoef nie vanaand die hele gesprek in jou kop klaar te voer nie. Jy hoef nie aan elke moontlike reaksie te dink nie. Jy hoef nie in jou gedagtes te beklei met iemand wat nie eers daar is nie. Bring net die saak na die Here toe. Bring die persoon, bring die vrees, bring jou skuldgevoel, bring die woorde wat deurmekaar voel en vra die Heilige Gees om jou te lei. Partykeer sal die Here vir jou wys om te praat. Partykeer sal hy vir jou wys om te wag totdat jou hart rustig is. En partykeer sal hy vir jou wys dat jy nie alles hoef te sê nie, net die regte dinge. Maar moenie dat vrees jou vir altyd stilhou nie. As jy voel jy te lank gewag om iets te sê, is daar nog genade. God kan jou help om op 'n beter manier te praat as wat jy sou praat toe jy seer en vol emosies was. Hy kan jou help om nie uit aanval te praat nie, maar uit waarheid. Nie uit trots nie, maar uit 'n hart wat reg wil doen. Vanaand is jou eerste stap dalk nie
om die boodskap te stuur of die oproep te maak nie. Jou eerste stap is dalk net om te bid, Here, berei my hart voor, berei daardie persoon se hart voor en laat my woorde vrede dra. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat voel hulle het te lank gewag om iets te sê. Here, U sien die gesprek wat op hulle hart lê, U sien die woorde wat hulle teruggehou het, die vrees wat hulle stil gemaak het en die skuldgevoel wat hulle vanaand swaar laat voel. Ek bid dat U hulle sal lei met wysheid en vrede. Wys hulle wanneer om te praat, wanneer om te wag en wat regtig gesê moet word. Here Jesus, help hulle om nie uit seer, woede of frustrasie te praat nie. Help hulle om waarheid met liefde te bring en liefde met waarheid. Heilige Gees, maak hulle gedagtes rustig. Gee vir hulle die regte woorde, gee vir hulle moed waar hulle grense moet stel, nederigheid waar hulle jammer moet sê en vrede waar hulle die saak eers in U hande moet los. Papa Vader, berei ook die ander persoon se hart voor. Laat hierdie gesprek nie uit paniek kom nie, maar uit 'n plek van wysheid, genesing en gehoorsaamheid aan U. Vader, gee ons hierdie saak vanaand aan U oor in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou wysheid gee vir die woorde wat nog gesê moet word. Mag jou hart vanaand rus in die wete dat God jou sal lei. Geseënde aand. Shalom.